Goeiemôre broers en susters. Baie welkom aan elkeen van julle vanmôre hierso en ook aan elkeen wat inskakel by die huis. Julle is almal welkom. Mag vanoggend se erediens werklik sy naam groot maak. En mag julle elkeen vanoggend so iets beleef van God se vrede. Dis waar vanoggend gaan, vrede wat die verskil maak in ons lewens. Vrede wat deel moet wees van elkeen van ons se lewe, wat deur ons werklik iets van God se nabyheid, sy teenwoordigheid in ons lewens beleef. En mag dit regtig vir elkeen van julle vanoggend ook waar word. Ek het afkondigings, soos julle seker gekry by die Here. Daar's 'n paar goedjies wat ek net vinnig wil uitlig. Hierdie week wat kom natuurlik ons wegneem moederbraai. Dis Vrydag 17 September van 1600 uur af, dis 4 uur die middag. Kan jy kom afhaal tot 6 uur. En is nog, julle kan nog bestel, so as daar nog mense is die bestel asseblief môre, of stuur so dan vandag al WhatsApp deur na my toe. Dan kan ons alles maar op die lys sit, en dan kan ons seker maak dat die bestelling wel op is vir die moederbraai. Hier op die afkondiging staan nou ringskansbereiding volgende Sondag. Dit gaan nie meer gebeur nie. Dit het ook so 'n bietjie verander as gevolg van COVID en al die dinge. So ons gaan 'n gewone erediens volgende Sondag hier in die kerk gebou hê. Ons kombers, kappe soep, is nog steeds hier op ons Bybelverspreiding donasiebokse is by die deure. Jy kan die geld nie daar inval of ingooi en ons sal die hoogte hou wanneer ons genoeg geld het om op die projek dan te doen. Hier op die afkondiging staan wel besaar en saakbeding, 17de dag gaan nie saakbeding of besaakbeding wees die 17de nie, wat geen bestellings daarvoor nie. Dan die ander het nog gevra dat ons hierdie keer eers sal los, en ons al volgende keer sal hulle weer voeding kry, en so 'n bietjie afkry, hulle moet nog net by elke ete het hulle nog nageregte voedings gemaak, so ons gee hulle so 'n bietjie af vir hierdie ene. Dan die volgende keer sal ons weer nageregte voedings hê. Ek vra dat ons vrolik stil word voor die Here. Kom net tot rus in sy teenwoordigheid. Ons raak bewus van ons saamwees hier as liggaam van Christus. Elkeen van ons nie as individue hier sit nie, as ons werk mekaar uit, is ons nie enkelinge individue nie, maar saam een liggaam, een in gees, een saam met die Here Jesus wat ook hier is vanmôre. Kom ons word bewus daarvan. En ons vra as ons in ons stilte dat hy werk deur sy gees ons elkeen van ons op aanraak. Geef my dit verstil gebied. Soos Israeliete van ouds, Here, wat nie kon staan bly in teenwoordigheid nie. Wat hulle gesigte verberg het as hy naby gekom het. Wat hulle knieë neergeval het en nie dan bid het as hulle net bewus geraak het van die teenwoordigheid. Kom ons vanmôre na U toe, Here. En ons kom baie laag voor U. Want U is ons koning. U is ons skepper God. U is ons Here. U is in beheer van elke aspek van ons lewe. Niks is nie verborgen in Here. U sê self dat daar weer gedagte by ons opkom, sonder dat U daarvan weet, lank voor dit by ons opkom nie. Elke haar op ons kop is getel. U weet wat met ons gebeur, wat rondom ons gebeur, wat in ons lewens gebeur, en U verstaan het selfs beter as onsself. Ja, Here, U is groot en almagtig. En daarvoor kan ons U vanmôre net kom loof en prys. Terwyl ons hier saam is, Here, saam luister na U woord ook vanmôre, U gaan saam loof en prys en gaan groot maak. Is ons gebed van ons harte ook, Here, dat hierdie vanmôre diens tot die eer sal wees. Dat U alleen verheerlik sal word. Ja, Here, dat elke klank wat opgaan in U gebou het vanmôre vir U soos wierook sal wees. Wat opstyg na die troon sal. En dat die engele saam met ons U naam sal groot maak.
bid dit vanmôre in die wonderlike naam van ons Koning Jesus. Amen. Geliefdes, mag die Here vanoggend by jou omkom deur sy Gees en vir jou vanmôre laat kom welkom voel hier deur sy Gees. Mag hy jou kom vul met sy vrede en mag hy jou kom nader trek met sy liefde. Ons gaan groot maak met 'n paar liedere. Ons gaan begin deur Psalm 34 daarom. So 3 liedere wat ons gaan sing, staan dit tot eer van die Here. Kom ons maak sy naam groot.
Ja, Skepper Gees, ons kom vanmorgen na U toe. En ons kom vra, Here, dat U ook vanmorgen deur die woord met ons sal praat. Dat U deur die woord sal herskep, sal nuut maak. Ons van binnekant af sal verander, Here, sodat ons meer en meer ook sal lyk, soos U wil hê ons moet lyk. Dat ons sal leef soos U wil hê ons moet leef, en dat ons U al hoe meer vertoon in die wêreld. Dankie dat U 'n genadige God is wat vir ons lief is, wat ons elkeen wil gebruik in die koninkryk. En mag ons juist hierdie tyd, Vader, wat ons leef, ons tye tye, onseker tye, moeilike tye, soveel te meer die lig laat skyn, U sigbaar maak, ook in hierdie wêreld wat ons leef. Mag ons nou luister, mag ons hoor, en mag ons geïnspireer word, Vader, deur die woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Anders ek dink hy is so 'n bietjie hard, hy ego verskriklik. Hy het so maak hom so 'n bietjie sagter. Ek kan ook die bas ook so 'n bietjie afdraai asseblief. Broers en susters, ons gaan 3 verse saam lees, een uit Johannes 14, uit Johannes 16 en Filippense 4, baie bekende verse, want dan gaan verwys op tydens die boodskap. Johannes 14, vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. As daar een ding is wat ons almal voorbid, wat ons almal na smag, wat die hele wêreld as het ware na smag, is dit vrede. As altyd hierdie gespot mos, as daar een van die skoolskompetisie is, vroeër jare is hulle nou by vir wêreld, of vir heel al die vrae gevra, maar waarvoor sal jy jouself beywer aan die skoonheidskoningin almal mos maar gespottende wys op die fiets en so aan gesê, julle klop die goedjies, maar uiteindelik world peace, wêreldvrede. Ons beywer onsself vir wêreldvrede, want wêreldvrede is wat almal graag wil hê. Ons wil dit so graag hê dat ons selfs al oorlog maak om wêreldvrede te bewerkstellig, half ironies, maar dis ons te werk sal gaan. Alles wat ons vermoë doen om vrede te kry. En in 'n tyd van onvrede, 'n tyd waar ons soveel onrustigheid beleef in ons eie lewens, in ons land, in die wêreld waar ons leef vandag, bly vrede, die hunger na vrede, die smagting na vrede, dit het ons op ons knieë na afhanklikheid vir God hou. Jy moet ons elke dag laat uitroep, Here asseblief, gee vir ons vrede. As ons die Bybel lees, as ons die 3 teksgedeeltes wat ons vanmôre na gekyk het, mooi gaan lees, en mooi gaan kyk wat daar staan, so 'n bietjie rondom dit gaan dink, oor dit gaan dink, dan wil dit voorkom of ons reeds die vrede gekry het. Dan wil dit voorkom of ons al klaar die vrede het wat ons so na smag. Dat dit al klaar deel is van ons lewe. Dat dit nie hierdie pie in the sky is nie, hierdie ding wat ons nog moet streef nie, dat ons dit al reeds gekry het. Dat God al reeds vir ons die vrede kom gee. Jesus Christus wat self sê, vrede laat ek vir julle na. Sy opvaar hemel toe, as hy weggaan van ons af, bly sy vrede agter. Sy vrede gaan nie saam met hom. Dis reeds deel van die wêreld. Dis deel van ons daaglikse, alledaagse lewe, ons bestaan. Hy sê dit sodat ons vrede kan hê. Johannes 16 vers 33. Vrede kan hê deur dit te vind in hom.
ons verhouding met hom. Vrede sê hy, deur die woorde van Petrus, of die Paulus, in Filippense 4, wat alle verstand te bowe gaan. Vrede binne 'n situasie van onvrede. Vrede binne 'n wêreld wat in chaos gedompel is, waar dit lyk of daar geen vrede is nie. Maar binne dit vind ons wel vrede. Want ons kry dit in Jesus. Ons vind dit in ons verborgenheid, ons gebondenheid in Jesus. Hierdie vrede is direk gekoppel aan die persoon van Jesus. Sien, wanneer ons gaan kyk na Bybelse vrede, na goddelike vrede as ek dit so kan stel, dan moet ons ver teruggaan, ons moet teruggaan tot in die Ou Testament, ons moet daar begin, want dis waar ons die eerste keer van vrede lees, waar ons eerste keer die woord Shalom hoor, eerste keer hoor dat daar iets is soos goddelike vrede, vrede wat God vir die mensdom wil gee, wat in 'n verhouding met hom leef. In Rigters 6 vers 24 lees ons die verhaal van Gideon, en almal weet hoe Gideon gered is, 'n ou verhaal is baie goed ken. En hoe Gideon, nadat hy geroep is om as rigter op te tree, om sy volk te verlos, hy vir God 'n altaar bou. En dan sê Gideon, die Here is vrede. Ek noem hierdie altaar wat ek gebou het, die Here is vrede. Jahwe Shalom. God is vrede. Jesaja 9 vers 5 het sê, dat ons allemaal uit ons kop uit ken, dat ons elke Kersdag wil ek amper sê, hoor in kerke reg oor die wêreld, die profesie, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees met die koninklike titels, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, en dan Tsar Shalom, prins van vrede, of vredevors, soos die Afrikaanse vertaling dit doen. Hy sal heers, en vrede sal voortdurend uitbrei, en nooit ophou nie. Sy vrede is reeds hier, dis reeds deel van ons, dis reeds besig om te heers. Maar ons soek nog steeds daarna. Ons smag nog steeds daarna. Ons bid nog steeds vir dit. Ons hunker nog steeds na die vrede. Maar dit is reeds hier. Dit is reeds vir ons gegee. Die God van vrede, met wie ons in 'n verhouding leef, Jesus Christus, die prins van vrede, wat sy vrede vir ons agtergelaat het, toe opgevaar het genoemd. Dis alles reeds ons. Miskien moet ons vir 'n oomblik stil staan by juist die woord vrede. Miskien moet ons vir onsself die vraag afvra, maar wat beteken hierdie vrede regtig vir my? Miskien is dit die probleem, hoekom ons heeltyd vrede mis. Hoekom ons heeltyd soekend is na vrede in die wêreld en dit nie kry nie. Miskien is dit juist omdat ons die verkeerde vrede najag. En ons beperkte begrip van vrede en ons beperkte verstaan van vrede. In ons taal se beperktheid as ons praat oor vrede. Want ek vermoed, en ons praat oor vrede, en ons die woord vrede hoor, dan is die eerste gedagte wat by ons opkom, geen geweld, geen oorlog, 'n totale wapenstilstand wil ek amper sê, reg oor die ganse wêreld. Nie 'n gebrek aan vrede nie, of 'n gebrek aan oorlog nie, maar oorlog bestaan glad. Almal leef in harmonie saam. Volkere is vriende, die vyande nie. Mense leef in vriendskap met mekaar saam. Maar binne die Bybelse konteks, binne die konteks van 'n God van vrede, 'n prins van vrede, beteken die woordjie vrede soveel meer. En ek dink as ons dit gaan begryp en dit gaan verstaan,
gaan ons vrede vind in die mees chaotiese situasie in ons lewe. Gaan ons vrede vind in die tyd, die grootste tyd van onvrede in die wêreld, waar alles in chaos gedompel is. Die woordjie Shalom se betekenis het basies 4 vertalings wat ek vinnig na gaan verwys. Shalom is 'n heelheid. Hoor mooi, dis nie net 'n gebrek aan vyandigheid, geweld nie. Shalom is 'n heelheid wat betrekking het oor hele lewe. Met ander woorde, mens kan amper sê binne ons verhouding met God gee hy vir ons 'n totale heelheid. Hy kom maak alles heel. Kom plaas alles in harmonie in my lewe, in my bestaan, en wie ek is. En dit verander die manier hoe ek kyk na my wêreld. Shalom is heel. In die tweede plek verwys dit na 'n gesonde verhouding met mense. Mense kan sê vriendskaplikheid. Die vyandige gesindheid teenoor ander mense, maar regtig gesonde verhoudings. So God kom herstel ook binne hierdie woordjie Shalom ons verhouding met mekaar. Binne ons verhouding met hom sal ons in harmonie met die mense rondom ons leef. Die derde ding wat ek vir ons sê is, Shalom is ook voorspoed en sukses. Shalom, hierdie vrede van God, is 'n seën oor ons lewe. Dit gee vir ons voorspoed, dit gee vir ons sukses. Dit maak dat ons drome tot vervulling kom. Maar weer eens, nie ons op ons eie daarheen kan, maar gekoppel in 'n diep verhouding met die God van vrede, die Prins van vrede. En die vierde betekenis is uiteindelik oorwinning oor jou vyande. Maar oorwinning oor jou vyande in 'n Nuwe Testamentiese konteks beteken baie meer as dood eenvoudig dat jy met geweld jou vyande oorrompel en hulle ontwapen en hulle verslaan. Dit is 'n bo-natuurlike oorwinning. Oorwinning wat selfs al word jy onderdruk deur jou vyande, jou as oorwinnaar wat leef. Dis 'n ander manier van dink aan oorwinning. Want dit is nie afhanklik van jy wat op die eerste posisie op die podium staan. Jy is nog steeds oorwinnaar. Selfs al staan jy op die tweede of die derde of glad selfs nie op die podium. Want jou oorwinning is nie gesetel in jou as mens omstandighede. Jou oorwinning is gesetel in God, die Prins van vrede, die wat reeds die oorwinning behaal het. Vanuit die Bybelse konteks is vrede, dis 'n gelaaide woord. En as ons Nuwe Testament beweeg, dan is die woord wat daar gebruik word, eirene, presies dieselfde betekenis. Shalom en eirene is amper, is twee verskillende tale se woorde vir vrede wat presies dieselfde betekenis het. En daarom as ons die Nuwe Testament lees en ons lees van vrede, wat Jesus ons nalaat, dan is dit heelheid. Volkome heelheid in elke aspek van ons lewe. Gesonde verhoudings, sukses, voorspoed, vervulling van ons drome, oorwinning oor ons vyande, vanuit 'n lewe van oorwinning, wat direk gekoppel is aan die een wat oorwinning gee, Jesus Christus. Vrede wat God gee, vrede wat ons kry in Jesus, dit wat hy ons agterlaat, moet ons baie mooi verstaan, is nie 'n situasie waar die wêreld waar ons leef ewe skielik in Ethiopië gaan verander.
Dit gaan nie miskien die droomwêreld word nie. Almal gaan die buitekant rondloop met hemelvlerkies en heiles om hulle koppe en alles gaan net laat die daar wees. Vrede wat God gee, beweeg op 'n baie dieper vlak. Beweeg wat ek amper sê op 'n ander dimensie as die fisiese wêreld waarin ons beweeg. Dit stel ons in staat om te midde van, ten spyte van omstandighede, die gevoel van heelheid te ervaar. Suksesvol, oorwinnaar, gesonde verhoudings, 'n lewe waar ek vergenoegd voel, waar ek geborge voel, waar ek veilig voel, waar ek vrede het, want ek is in 'n verhouding met God. Luister weer na ons die tekste. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie. Julle moet nie bang wees nie. Dit sê ek vir julle sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hou moed. Ek het die wêreld laat oorwin. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Ons as kinders van God, dit vir onsself bly. Dit vir onsself vat. En ons moet vanuit dit begin leef, van die belofte, vanuit die nalatenskap wat Christus Jesus vir ons gelos het, begin leef elke dag. Maak nie saak wat in ons lewens aangaan is nie. So maak nie saak wat gebeur nie, niks in hierdie wêreld, niks in my omstandighede, niks in my lewe, my hierdie vrede sal neem nie. Sodat ek dit eenvoudig die heelheid sal ervaar, selfs al is ek gebroken. Dat ek as 'n oorwinnaar sal leef, selfs al is die wêreld waarin ek leef my nie goed gesind nie. Nie trek ek uit die kortstryd. Dat ek na myself sal kyk en sal sê, jy is geseën, jy is suksesvol. Selfs as ek met wêreldse standaarde gemeet, dalk misluk. Dat ek as 'n oorwinnaar sal leef, omdat ek weet, my oorwinning lê nie in die fisiese nie, in die hier en die nou nie. Dit het diep gesetel, my verhouding met 'n lewendige God, wat my 'n kruisoorwinning behaal het, wat juist daardeur vir my vrede gee, wat ons nie anders kan as om by hom te gaan haal nie. Broers en susters, ons het reeds die vrede. Die vrede gee vir ons 'n vaste hoop. Hierdie vrede is gekoppel aan ons ewige lewe wat Jesus vir ons bewerk het. Hierdie ewige lewe beloof vir my en vir jou, dat hierdie vrede nie net 'n bewuswording gaan wees, maar net 'n gevoel gaan wees, maar 'n konkrete realiteit, 'n ewige lewe van vrede by ons Here Jesus Christus, wanneer hy ons kom haal. Tot dan mag ons nou alreeds die vrede ervaar. Leef nou alreeds vanuit die vrede. Laat die vrede jou omstandighede, jou manier van leef, jou manier van kyk, dink en doen bepaal. Mag jy as totaal oorwinnaar leef binne God se vrede, terwyl jy agter die prins van vrede aanstaan, en werklik sy vrede in jou lewe ervaar. Amen. Here,
Dankie dat U ons kom toevang met die vrede. Dankie dat U die vrede vir ons kom gee. Dat elkeen wat in 'n verhouding met U staan, elke dag binne die vrede kan leef, vanuit die vrede kan leef. En as ons oë op U gefestig hou, Here, weet ons sal niks en niemand ooit ons van hierdie vrede ontneem nie. Dankie dat hierdie vrede alle vrees verdryf. Dankie dat hierdie vrede alle angs verdryf. Dankie dat hierdie vrede ons anders laat leef in hierdie wêreld, Here. Maak nie saak hoe chaoties dit is. Dankie dat hierdie vrede ons met ander oë laat kyk, Here, na ons omstandighede, na ons eie mensheid. Dankie dat hierdie vrede, Here, ons as oorwinnaars laat leef, te midde van moeilike omstandighede. Dat ons soos Paulus in die tronk kan sit met boeie aan en lofliedere kan sing, maar selfs die boeie nie ons kan vashou. Selfs die boeie nie ons vrede kan wegvat. Want ons vrede is nie van hierdie wêreld nie. Dis hemelse vrede. En daarvoor kom loof en prys ons dit vanmôre. Mag dit ons energie wees. Mag dit ons krag wees dat ons help om te volhard te midde van omstandighede wat baie moeilik is. Mag ons binne en vanuit hierdie vrede werklik die seën ervaar. Dit bid ons met groot dankbaarheid, Here, vir die gawe van vrede wat U vir ons elkeen wil gee. Amen. Broers en susters, ons gaan ons opgawes ook wees soos by die Here laat opneem. Nou ons gaan afsluit met 'n lied, Hemelvader. Bekende lied. Hemelvader, ek kan bid. Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Trooster, ek vereer U. Vir ewig wil ek U naam verhoog. Binne ons verhouding met Hom kan ons altyd, maak nie saak wat ons omstandighede is, om groot maak. Hy gee ons sy vrede. Amen.
Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die waarheid in Christus Jesus, ons Here.